Goeiemôre, good morning. Hallo daar. Hartlike goeiemôre en baie welkom. So in die middel van die week, ons weet sommer jy is reg en lus vir klein Saterdag en vir wat ons alles gaan gesels en vertel en bied hierby. Goeiemôre, good morning. Nou voel almal sommer baie welkom. Ja, kyk jy, Hartlik skielik is daar 'n glinster in haar oogies ook. Dis eintlik die weerkaatsing van die rok. Nie fout maak nie. Ja, inderdaad, lyk pragtig hoor. Baie dankie Pieter. Wat se kleur is daai nou? Want hierdie is seker een van 'n roesbruin. Weet jy, ek is altyd in mekaar met burgundy en plum. Jy weet, soms is dit so 'n bietjie van 'n kombinasie, It's a burgundy plum. maar volgens ons stiliste is Ja. hierdie Elsa se kleur. Elsa se kleur. Ja. Dit ja. lyk goed, Elsa. So kom Mag ons gee hou vir ons 'n daarby. bietjie kleur oor wat ons vandag kan verwag. Ja, as jy gereed daarvoor. Ek is, hier gaan ons. Goed, vandag op Goeiemôre Good Morning gesels ons met die plastiese chirurg Professor Chris Sofianos oor die toenemende aanlyn neiging, naamlik looks maxing, en die gevaarlike druk wat jong mans beleef om uiterste ideale van manlikheid na te jaag. Dalk sal Pieter ons ook 'n bietjie meer kan vertel, hoe sal ek weet. Ons delf ook saam met die Springbokke se sielkundige tydens hulle 2007 Wêreldbeker oorwinning, Dr. Henning Gericke, in sportsielkunde. Lag saam met komediant Kurt Skoonraad wat meer oor sy nuwe eenman vertoning Funny Side Up vertel, en ons gesels met Droomsindroom oor hulle nuwe enkelsnit Toelaat saam met Bernice West. Dankie dat jy ons toelaat om oor al hierdie lekker dinge te gesels. Dankie dat jy my toegelaat het om Ja. jou 'n bietjie meer te vertel, Pieter. Hoorie, ek wil nou net sê, ons almal droom daarvan om so elke dan en wanneer 'n ou geldjie te kan wen dalk of te kan kry van 'n legit iemand wat dalk 'n familielid was wat hierdie miljoene gehad het waarvan niemand geweet het nie. Maar het jy al ooit daaraan gedink om 'n OTM huis toe te neem? Nog nooit nie. Kan 'n mens dit doen? Daar het al 'n paar mense met en sonder sukses probeer, maar luister na hierdie storie van 'n spannetjie daar in Trinidad en Tobago. Ja. Inwoners van Trinidad en Tobago het deesdae weens die land se hoë misdaadsyfer min om oor te lag, maar 'n onlangse mislukte OTM-rooftog het die internet behoorlik aan die gons. 5 mans het glo met een doel voor oë 'n graaflaaier gesteel. Dit om 'n OTM in die dorp Plymouth letterlik uit 'n gebou te skep en te vat en te sê, hier gaat hy. Dis nou onsin. Die plan het aanvanklik vlot verloop en hulle kon die masjien suksesvol losruk, maar toe staak die geluk en die graaflaaier. Die swaar masjien het toe, net toe die rowers die OTM op 'n vragmotor wou laai, ontklaar geraak. En ondanks al 5 verdagtes se gespook en gespartel, kon hulle nie die swaar geldmasjien skuif nie. Hulle moes uiteindelik met leë hande vlug. Die kersie op die koek was egter ook een van die verdagtes wat 'n mantel en masker presies soos Batman gedra het. Op beeldmateriaal wat nou wêreldwyd versprei word, kan gesien word hoe hierdie superheld die graaf se bak probeer om te duik, net om dramaties te struikel en te val. Die polisie ondersoek nog die voorval, maar intussen stroom die grappies en die memes in. Ja, baie mense meen die hele betalje lyk minder na 'n ernstige misdaad en meer na 'n toneel uit 'n lae begroting komediefilm. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die video. Ons het vir hom spesiaal saamgebring vanmôre. A daring ATM heist in Plymouth last night has left Tobagonians in shock. Superheroes turned villains as 5 bandits, one of them dressed as Batman, tried to rob a First Citizens ATM. Police say bandits first stole a backhoe before driving it to Shelbourne Street. Using the arm of the backhoe, the thieves broke the wall of the building and dislodged the vault in mere minutes. However, CCTV footage showed the Cape bandit and his friends struggling to lift the vault onto the getaway van. After 10 minutes, the frustrated thieves jumped into the vehicle without the loot and escaped. En hulle kon nie eers die ou kassie oop kry vir 'n ou sentjie of 3 vir al hulle moeite nie. So die moeite was verniet gewees. Ja. Weet jy, wat kan ek vir jou sê? Ek weet dis nie 'n lagwekkende saak nie. So ek het nou so 'n Dis bietjie vir my baie funny. Maar dit is vir my snaaks dat die een ou soos Batman lyk. Nou dit my laat wonder, nie dat ons hier by Goeiemôre Good Morning so iets sal aanvang nie, maar indien jy nou wel agter 'n masker moes skuil, Watter watter een sou dit wees? Dis mos nou die nuwe ene is nou He-Man and the Masters of the Universe. Nee, ek sal daarom wel enetjie kry wat my gesig mooi verskans, jy weet, soos The Joker. The Joker. Daar sy, The Joker. Dis wie ek sal wees. Ek het reeds 'n masker.
Is Ek dit? weet dit nie waar hy is nie, is ver weggebere, maar dit is 'n swart kat masker. Of sal jy Catwoman wees? Nee, die swart Oor die kat. swart kwad. Ja. What have we here? Ja. Wat 'n- My pa het spesiaal destyds vir my so 'n masker gekry en hy het ook so 'n mantel aan die masker vas en ek het met daai masker op my fiets gery hoor. Ek Els. was so 'n bietjie van 'n tomboy gewees. O, en dan ry vir Borrie Raka. Hoor jy sê net gou-gou vir my. Ek dink hierdie hele gedagte, as ek nou in retrospek moet kyk hoe hulle dit aangevat het en Ja. was glad nie vooraf beplan nie. Dit lyk voel nie vir so my nie. hierdie ouens het in Trinidad en Tobago gesit en they said, "Ja man, we had a lekker barbecue, ons het lekker gebraai." Hulle dalk een of twee verkeerde voggies gedrink en toe besluit hulle, nee wat ons weet daar staan 'n bulldozer en hier het dit, laat ons gaan. Verkeerde voggies of te veel voggies. Verkeerd en te veel dalk dink ek op hierdie stadium. Hulle het OTM maxing gedoen. Ons gaan later gesels okay. oor Lux maxing. Onthou net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar nie. Ja, Goed, ons maar vertel hom net, die koffie was te sterk. Ons beweeg aan na volgende storie Pieter. Het jy al gewonder watter werke Suid-Afrikaners, jy weet waaroor hulle droom? Het jy al gewonder daaroor? Ja, Goed, die rede waarom ek vra is 'n nuwe wêreldwye studie deur die finansiële diensverskaffer Remitly het Google soektogte in 145 lande ontleed en Suid-Afrika se lysie is 'n heerlike mengelmoes van tradisionele en moderne sogenaamde hustles. Jy weet. Nou in Suid-Afrika bly die beroep as dokter steeds die nommer 1 droomberoep, maar die res van die top 10 wys hoe die wêreld verander het. In volgorde droom ons mense van loopbane en hierdie is nou alles in Engels. ja. So brand ambassadors, nee, Ja, of ons almal handelsmerk ambassadeurs, DJs of platejoggies, content creators of inhoudskeppers, akteurs en dan die sogenaamde vloggers, nee. Jy moet ook begin met 'n vlog. Gevolg deur onderwysers, prokureurs, YouTubers en vlieëniers. Internasionaal is die nommer 1 droomwerk om 'n akteur te word. Jy weet Hollywood roep. Die beroep kry meer as 222,000 jaarlikse Google soektogte. Nou vlieënier is tweede, maar soektogte het met byna 50% gedaal. Tog bly vlieënier die top droomwerk in 11 lande. Ander droomwerkneigings sluit in prokureur wat sterk gestyg het tot in die globale top 5 en dan ook die beroep as veearts, vliegpersoneel en dan ook polisie wat gewilde keuses bly. Interessant, né? Geen TV-aanbieders nie. Niks nie. Nee, wat? Dis mos nou as jy seker 'n vlogger is of as jy 'n brand ambassador is of iets, dan is jy seker nou outomaties maar 'n Ai nee, Pieter, Aanbieder of ek so? saamstem daarmee. Hæ? Miskien besluit die mense hierdie is dood eenvoudig net te sien nie tergend. kyk hier, ek kan aanbied, ja, en ek hoef nie te bekommer te wees oor 'n regisseur wat in my ore vir my sê jy moet nou klaar praat of jy moet meer praat of so. Ja, maar ek moet sê, interessant, ek het dit self ondervind met my kinders, hoe die een nie weet wat hy wil doen nie, die ander een weet presies wat hy wil doen. Hy kom gesels oor wat hy wil doen en dan sussie wil daarom in die mediese rigting ingaan. Dit klink vir my na 'n heerlike mengelmoes. I want to be a pilot. Bly waar jy is. Ons is nou weer terug en as jy nou eers aangesluit het, 'n hartlike goeiemôre, good morning.